Goeiemôre vriende. Baie welkom aan elkeen van julle hier vandag in die huis van die Here. 'n Spesiale geleentheid. 'n Geleentheid waar ons saam die erediens gaan inkleer deur middel van sang. Welkom by ons 2026 Paasangdiens. Kom ons draai gou vir 'n oomblik na mekaar toe en as daar besoekers of kuiergaste hier by ons is, kom ons groet hulle en laat hulle spesiaal en welkom voel hier by ons vandag. Goed. Is daar enige iemand wat vandag of in die week wat kom wat verjaar? Wil julle nie vir ons asseblief 'n aanduiding gee? Dan kan die diakens gou daar by julle 'n draaitjie maak. 1. Hoeveel is daar nog? 2. 3. Jy moet my nie laat dwaal nie, né? Jy moet dit is 3. Okay, nee dan. Nee, ek dog hy laat my tel want ek luister na hom. Maar dan elkeen van julle wat vandag in hierdie week wat kom verjaar, mag dit vir julle 'n besonderse en geseënde dag en week wees. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Enkele afkondigings van my kant af voordat ons gaan begin. Eerstens, daar sal nie kollekte in die banke opgeneem word vanoggend nie. Ons gaan net aan die einde van die diens met die uitstap by die deure opneem. So neem maar net kennis, ons gaan nie kollekte in die banke opneem vanoggend nie. Tweedens, julle het die skyfie vanoggend ontvang van die 12 kruisstasies wat hier agter met die kinders behandel gaan word terwyl die erediens verloop, maar ek sien hier is van ons kinders in die banke ook. So na afloop van die diens gaan maak tog 'n draai daar, gaan stap daar deur. En Karin gaan daar wees as sy vir julle so ietsie kan vertel oor elkeen van die stasies, soos julle is baie welkom om net 'n draaitjie te maak hier agter. Spesiale uitnodiging vir ons kinders. Van hier af vorentoe vir die res van die diens, vriende, volg ons bloot net die skerms. Dit sal aangekondig word watter liedere gesing gaan word en of ons met die liedere gaan sit of staan of dit solo sang is. So ek hoop regtig dat julle vanoggend se diens dan ook in besonder sal geniet. En vanoggend is 'n spanpoging. Vanoggend help julle my om hom dan in te kleer. So en op daardie noot, kom ons sit net so en dan raak ons stil. En ons dra hierdie spesiale diens aan die Here op, dat ons ook die Gees tydens hierdie Paasangdiens sal ervaar. En indien die Here enige ander as sake op die hart druk, wat hy graag by sy voete wil neerlê, kom ons maak van die geleentheid gebruik, en ons gee dit dan ook oor aan hom, terwyl ons onsself in gereedheid bring. Amen. Baie dankie.
Liewe vriende, die Here kom groet ons elkeen vanoggend met die woorde van Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En is daardie God, wat sy eie seun prysgegee het, om die lyding te verduur, en die dood nie net te trotseer nie, maar dit ook te kan oorkom, en op te staan, uit die graf te stap, wat elkeen van ons wat vandag hier is, in besondere kom groet, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die woorde in 2 Timoteus 3 vers 16 dra geweldige gewig. Elke skrifwoord is deur God geïnspireer. Die Griekse woord theopneustos beteken letterlik dat die Bybel die asem van God is. Dit is nie bloot 'n versameling menslike wysheid of historiese vertellings nie. Dit is heilige skrif, afkomstig uit die mond van die ewige self. Omdat die Bybel deur God ingeasem is, dra dit sy autoriteit en heiligheid. Dit is die enigste boek wat die krag het om die menslike siel te deurdring en te herskep. Wanneer ons die Bybel oopmaak, tree ons in 'n heilige ruimte waar God self met ons kom praat. Dit is die onfeilbare anker in 'n wêreld van relatiewe waarhede. Hierdie geïnspireerde woord is nie daar om ons net inligting te gee nie, maar om ons te transformeer. Dit is die padkaart wat ons toerus vir 'n lewe wat God eer. As ons die skrif as heilig eerbiedig, vind ons die krag en leiding om as volkome toegeruste kinders van God te lewe. Toe die disippels weer in Galilea bymekaar was, het Jesus vir hulle gesê: Die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense
en hulle sal hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy uit die dood opgewek word. 3 keer, vriende, 3 keer kondig Jesus sy dood aan, om te wys, dit is nie maar net 'n ongeluk nie, maar 'n goddelike opdrag. In Matteus 16, 17 en 20 sien ons hoe hy doelbewus die pad van selfverloning stap. Hy moes sterf om die mag van die dood te breek. Sy boodskap is duidelik. Sonder die kruis is daar geen kroon nie. Jesus berei ons voor om te weet dat lyding tydelik is, maar sy oorwinning ewig. Hy herhaal dit sodat ons hoop nie sou wankel wanneer die donker ure kom nie. Die opstanding is die waarborg dat God se plan altyd slaag. In Matteus 26 vanaf verse 26 tot 30 sien ons die instelling van die nagmaal, 'n oomblik van diepe intimiteit en profesie. Terwyl hulle eet, neem Jesus brood en wyn, nie net as voedsel nie, maar as simbole van sy naderende offer. Dit is my liggaam, dit is my bloed, sê hy. Hierdie woorde, vriende, omskep die Pasga maaltyd in 'n nuwe verbond van genade. Jesus berei sy disippels voor op die gebroke liggaam en gestorte bloed wat vergewing vir baie sou bring. Dit herinner ons dat hy vrywillig die prys betaal. Ons word genooi om te onthou, te glo en in sy teenwoordigheid te bly leef.
Vervolgens in Matteus 26 vanaf vers 36 tot 46 staan ons saam met Jesus in die tuin van Getsemane. Hier sien ons die rou menslikheid van ons salwerder wat diep angs beleef, terwyl sy disippels deur die vlees oorwin word en aan die slaap raak, worstel Jesus in gebed. Die kern van hierdie oomblik lê in sy woorde, naamlik, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Jesus kies gehoorsaamheid ten spyte van die bittere lyding wat voorlê. Hy dra die swaarste las alleen, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. Vandag daag hierdie teks ons uit. Is ons bereid om saam met hom te waak en te bid? Mag ons leer om ons eie wil neer te lê en op God se plan te vertrou, selfs in ons donkerste Getsemanes. Vanaf vers 47 in Matteus 26 sien ons vervolgens die oomblik van verraad. Terwyl Judas Jesus met 'n soen verraai, reageer die disippels met geweld. Maar Jesus lees ons, stop hulle. Hy herinner ons dat die koninkryk van God nie deur die swaard gevestig word nie, maar deur die vervulling van die skrif. Jesus gee homself vrywillig oor. Hy kon legioene engele ontbied het, tog kies hy die pad van die lam wat geslag moet word. Sy gehoorsaamheid te midde van onreg wys dat God se plan groter is as menslike woede en verraad. Die les wat ons hieruit leer, selfs wanneer vriende ons verlaat, bly Jesus getrou aan sy missie om ons te red.
Vervolgens in Matteus 26 vanaf vers 57 bevind Jesus homself voor die Sanhedrin, omring deur valse getuies en vyhandigheid. En tog, ten spyte van die bespotting en fisiese mishandeling, bly hy die toonbeeld van waardigheid en kalmte. Wanneer die hoëpriester hom regstreeks vra of hy die Christus is, getuig Jesus onbevrees van sy ware identiteit. Hierdie gedeelte herinner ons dat die wêreld dikwels die waarheid sal probeer verdraai om die lig uit te doof. Jesus word as godslasteraar veroordeel deur diegene wat eintlik die skrif moes ken. Sy bereidwilligheid om die vernedering te verduur, bevestig dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Vanaf vers 69 in hoofstuk 26 staan ons voor die pynlike toneel van Petrus se verloning. Terwyl Jesus binne vir sy waarheid lei, struikel sy getrouste disipel buite by die vuur. 3 keer ontken Petrus dat hy die Here ken, gedryf deur vrees en menslike swakheid. Wanneer die haan kraai, tref die besef hom soos 'n donderslag. Petrus onthou Jesus se woorde en ween bitterlik. Hierdie teks is nie net 'n verhaal van mislukking nie, maar van menslike broosheid. Dit herinner ons dat selfs die sterkstes onder ons kan val wanneer ons op eie krag wil vertrou. Tog is daar hoop. Petrus se trane van berou was die begin van sy herstel.
As ons oorbeweeg na Matteus hoofstuk 27, breek die nuwe oggend aan, maar dit bring geen nuwe hoop vir die aanklaers nie, slegs die finale uitvoering van 'n bose plan. Die Joodse leiers neem 'n gesamentlike besluit om Jesus ter dood te veroordeel. Hulle boei die vredevors en lewer hom oor aan Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur. Hier sien ons die formele oorgang van 'n godsdienstige verhoor na 'n politieke uitlewering. Jesus word soos 'n misdadiger behandel, terwyl hy in werklikheid die vryheid van die mensdom bewerkstellig. Sy geboeide hande herinner ons dat hy vrywillig sy mag neergelê het om ons van die bande van die sonde te verlos. Pilatus staan voor 'n keuse tussen twee manne, Barabbas, 'n veroordeelde moordenaar, en Jesus, die onskuldige verlosser. Die skare, opgestook deur die priesters, skreeu vir die vrylating van die skuldige en die kruisiging van die regverdige. Hierdie toneel is die kern van die evangelie, naamlik die groot omruiling. Barabbas word vrygelaat omdat Jesus sy plek inneem. Pilatus probeer sy hande in onskuld was, maar die skuld rus op die mensdom. Jesus se stilte te midde van die onreg bevestig weer eens sy vrywillige offer. Hy sterf die dood wat ons verdien, sodat ons die lewe kan kry wat hy verdien.
Die koning van die konings word vervolgens deur die Romeinse soldate bespot. Hulle trek hom aan met 'n purperkleed, vleg 'n doringkroon vir sy hoof en gee hom 'n riet as septer. Elke gebaar is bedoel om hom te verneder, maar onbewustelik bevestig hulle eintlik sy ware identiteit. Terwyl hulle voor hom kniel en spot, naamlik lank lewe die koning van die Jode, dra Jesus die pyn van ons sonde. Die doringkroon is simbool van die vloek van die sondeval, rus op die een wat gekom het om daardie vloek te verbreek. Sy stilmoedigheid te midde van hierdie wreedheid wys die krag van God se liefde. In Matteus 27 vanaf vers 32 bereik die lydingsweg sy klimaks op Golgotha. Simon van Sirene word gedwing om die kruis te dra, maar dit is Jesus wat die volle gewig van die wêreld se sonde sal dra. Terwyl hy daar hang, word hy deur verbygangers, priesters en selfs misdadigers bespot. Naamlik, as u die seun van God is, kom af van die kruis. Die ironie is aangrypend. Juis omdat hy die seun van God is, bly hy aan die kruis. Hy kies om nie homself te red nie, sodat hy ons kan red. Sy magteloosheid aan die kruis is sy grootste kragvoorstelling van liefde.
Met eens tref die donkerte die aarde, terwyl die Seun van God die diepste lyding beleef. Sy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Ego die pyn van skeiding wat ons sonde veroorsaak het. Jesus sterf nie as slagoffer nie, maar as oorwinnaar. Met sy laaste asem skeur die voorhangsel van bo na onder. Die pad na God is nou oop vir almal. Die aarde bewe en die grafte gaan oop. Selfs die vyand, die Romeinse offisier moet bely, waarlik, hy was die Seun van God. Sy dood bring vir ons die ewige lewe. Vervolgens in Matteus 27 vanaf vers 57 ontmoet ons vir Josef van Arimatea, 'n ryk man wat sy geloof in aksie omsit. Te midde van die verslaandheid na die kruisiging, vra hy waagmoedig vir Jesus se liggaam. Hy draai die Here in skoon linne toe en lê hom in sy eie nuwe graf neer. Hierdie oomblik van stilte en sorg herinner ons dat diens aan God dikwels in die klein, eerbare take lê. Josef gee sy beste vir 'n koning wat doodgelyk het. Maria Magdalena en die ander Maria sit by die graf. Hulle getrouheid skyn in die donkerste uur. Selfs in die graf is God besig met sy plan vir die opstanding.
Vervolgens in Matteus 28 vanaf die eerste vers, verander die donkerte van die graf in die glans van die opstanding. Die vroue wat met hartseer na die graf toe gegaan het, word begroet deur 'n engel met die kragtigste woorde ooit, naamlik: Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Vrees maak plek vir groot blydskap wanneer hulle die lewende Jesus self ontmoet. Sy eerste boodskap is: moenie bang wees nie. Die opstanding is die finale bewys dat die dood oorwin is en dat God se beloftes waar is. Jesus leef en daarom het ons hoop wat nooit vergaan nie. In Matteus 28, verse 16 tot 20, bereik ons reis vanaf die nagmaaltafel tot by die leë graf, 'n glorieryke klimaks. Ons het Jesus gevolg deur die donkerte van Getsemane, die onreg van die verhoor, die pyn van die kruis en die stilte van die graf. Maar nou staan die opgestane Christus op die berg en verklaar: aan my is alle mag gegee. Die geboeide hande van die verraad is nou die hande wat die heelal regeer. Hierdie reeks leer ons dat die lyding nie die einde was nie, maar die weg na oorwinning. Jesus stuur ons nou uit met die groot opdrag om disippels van alle mense te maak. Ons gaan nie alleen nie. Die laaste woorde van Matteus is ons ewige anker, naamlik: ek is met julle al die dae, van die nagmaal se brood tot die berg se opdrag, bly hy getrou, gaan leef nou in hierdie oorwinningskrag voort. Kom ons staan vir ons slotlied.
Vriende, ontvang dan ook hiermee die seën van die Here, wanneer die Here beloof dat hy ons sal seën en ons sal beskerm. Die Here beloof dat hy tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees. Die Here beloof dat hy ons gebede sal verhoor en aan ons vrede sal gee. Amen.